Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Onthou jy die 10 spioene wat Moses uitgestuur het om die land Kanaan te verken in Numeri 13? Toe die 10 spioene met 'n negatiewe verslag terugkom, was hulle nie tevrede totdat hulle die hele volk gekry het om soos hulle te dink nie. Negatiewe mense maak ander mense negatief. So as jy altyd praat oor hoe sleg die ekonomie is, hoe moeilik jou werk is, of hoe irriterend jou huweliksmaat is, stop bietjie vir 'n oomblik en kyk bietjie met watter mense jy jouself omring. Is jy dalk konstant besig om jouself te omring met negatiewe mense? Mense met 'n negatiewe denkwyse is kundiges daarin om net die slegte in elke situasie raak te sien. Die Israelitiese spioene het trosse druiwe teruggebring wat so groot was dat dit 2 mans gevat het om dit te dra. Maar hulle het besluit om eerder op die reuse te fokus. Hulle het self die stambome van die reuse nagevors en gesê in vers 28, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Hulle het elke stukkie detail van die slegte nuus geken, maar kon skaars een goeie ding onthou wat hulle gesien het. Dit is belangrik om 'n positiewe gesindheid te handhaaf, want God is positief. En wanneer ons ook positief is, stel dit God in staat om in ons lewens te werk. Ons het altyd 'n keuse oor hoe ons gaan reageer. En wanneer ons besluit om op ons omstandighede te reageer met 'n negatiewe houding, so selfbejammering of bitterheid, verhinder dit God om alles te doen wat hy in ons lewens wil doen en verhoed dit ons om ons volle potensiaal te bereik. 'n Positiewe gesindheid kom deur te fokus op die regte ding, God. Wanneer ons op die probleem fokus in plaas van op God, mis ons sy perspektief in ons situasie. Hierdie manne het na die reuse en hulself gekyk en nie na God nie. Hoe wil God dan hê moet ons op moeilike omstandighede en ons probleme reageer? Hy wil nie ons moet dit ignoreer of maak asof dit nie bestaan nie. Nee, al wat hy wil hê ons moet doen, is erken dat hy groter is as ons omstandighede en probleme. En een van die kragtigste maniere hoe jy dit kan doen, is deur 'n positiewe gesindheid te hê. Here, help my om 'n positiewe gesindheid te hê. Maak nie saak wat ek in die gesig staar nie. Help my om te vertrou dat U besig is om in my lewe te werk en dat U selfs uit die moeilikste van omstandighede die goeie kan bring. In Jesus naam bid ek dit. Amen.